Goeiedag vriende, welkom by Leer die Bybel in Konteks, die kanaal waar ons presies gaan doen wat die naam sê, en dit is dat ons die Bybel gaan leer binne konteks, en ons gaan dit ook in Afrikaans doen. My naam is Frans van Oudee, en vandag begin ons met die reeks oor die eienskappe van God. En die eerste eienskap waarna ons gaan kyk is God se selfbestaan. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat God uit homself uit lewe, en dat alle lewe uit God uit is. God is nie afhanklik van enigiets of enige iemand nie. Dit beteken ook dat ons as sy skepsels volkome afhanklik is van God. En dit beteken dat die lewe wat ek en jy het, beide fisies en geestelik, uit hom uit verkry is, uit God uit verkry is. Dit beteken ook dat God self onderhoudend is, dat God niks van buite af homself nodig het om te bestaan nie. God het lewe uit homself uit. Dit is wat selfbestaan beteken. Hoekom begin ons met hierdie eienskap? Want hierdie eienskap skei God van alle ander wesens af. Geen ander wese kan enige claim daarop plaas dat hy hierdie eienskap van selfbestaan het nie. In Genesis 1 vers 1 lees ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Voor die aarde gemaak is, het God al bestaan. Psalm 93 vers 2 sê, vas staan u troon van ouds af. Van 'n ewigheid af is u. Daar was nooit 'n tyd wat God nie bestaan het nie, van ewigheid af. Nou vir ons as gewone mense is hierdie 'n geweldige moeilike konsep om te snap. Want hoe lank is 'n ewigheid? Ons almal het 'n begin en ons het 'n einde. Ons het 'n geboortedatum en ons het 'n sterfdatum. In Micha 5 vers 1 word daar van die Messias geskryf, en onthou hierdie is in die Ou Testament. En jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Wat dit beteken is dat Jesus uit die ewigheid gekom het, tot in tyd in. Romeine 20 vers 2 sê, voordat die berge gebore was, en u die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. Van die ewigheid in die verlede tot die ewigheid in die toekoms. God is God. Hierdie vers wys vir ons dat God nie geskep is nie. Hy is die skepper. Ons kan dan tot die slotsom kom dat daar nooit 'n tyd was wat God nie bestaan het nie, of dat God nie God was nie. Een teoloog het dit so beskryf. As daar enigiets is, dan beteken dit dat daar iets was voor dit. As daar nooit iets was nie, dan is dit onmoontlik dat daar nou iets kan wees. Want jy kan nie enigiets kry uit niks uit nie. Met ander woorde, dit wat daar was, het vanuit homself bestaan en is nie deur iets gemaak nie. Dit is die een wat die krag het om vanuit homself te wees, die ewige God. In Jesaja 43 vers 10 sê God, julle is my getuies, spreek die Here, en my knegt wat ek uitverkies het, sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat dit ek is. Voor my is geen God geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie. As ons teruggaan na Genesis 1 vers 1 toe, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. A.W. Pink het in sy boek Attributes of God geskryf, dat voor alles was God in sy drie-eenheid alleen gewees. Daar was niks anderste behalwe God nie. In die begin was God. Hy skryf ook dat daar geen hemele was wat aan hom eer gegee het nie. Daar was geen aarde wat sy aandag nodig gehad het nie. Daar was geen engele wat hom aanbid het nie. In 'n ewigheid gelede was God in sy bestaan alleen, selfonderhoudend, sonder die behoefte aan enige iets. As God engele, die aarde of die mens nodig gehad het om te bestaan, sou al hierdie dinge reeds bestaan het van ewigheid af. Toe God die dinge geskep het, het hy niks bygevoeg tot sy eie bestaan nie. Pink sluit die gedeelte af met die volgende. God was under no constraint, no obligation, no necessity to create. That he chose to do so was purely a sovereign action by his part, caused by nothing outside of himself, determined by nothing but his own mere good pleasure, for he works all things after the counsel of his will. That he did create was simply for his manifested glory. Nou die feit dat God die heelal gemaak het, was vir een rede, sodat dit eer aan hom kan bring.
Nou wanneer ek en jy so iets hoor, is dit soms overwhelming, want God het jou nie nodig nie, en God het vir my ook nie nodig nie. Daar is niks wat God nodig het nie. God het uit sy eie vrye keuse alles en almal gemaak, nie omdat hy ons nodig gehad het nie, maar net omdat hy so besluit het. Nou, as hierdie dinge vir jou 'n bietjie overwhelming is, dan is dit 'n goeie plek om te wees, want dit veroorsaak nederigheid. As jy besef wie jy is teenoor die grootheid van hierdie groot God van ons, dat hierdie God wat ek en jy aanbid so groot en ewig is, dat hy nie vir my of jou nodig het om te bestaan nie, of om sy doel te bereik nie. Maar steeds het God gekies om hierdie wêreld te maak, om die mense te maak en om my en jou te maak. En hoe meer ons aan hierdie grootheid dink, hoe nederiger sal ons word. En God toon genade aan die nederiges. God gee krag aan die swakkes. Dit is 'n goeie plek om overwhelmed te wees in die skaduwee van 'n almagtige God. In Openbaring 4 vers 8 lees ons dat God is die God wat was en wat is en wat kom. In Jesaja 57 vers 15, die vers begin met: want so sê die hoë en verhewe wat in die ewigheid woon. Psalm 102 vers 28. Maar u bly dieselfde en u jare het geen einde nie. Nou soos ons reeds gesien het, is God nie afhanklik van enigiets of enigiemand nie. Inteendeel, hy is die bron en die oorsprong van homself. God het alle lewe in homself en die basis van ons lewe kom vanuit God uit. In Johannes 1 vers 4 staan daar: in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Dit beteken dat ons fisiese lewe is van God af, ons geestelike lewe is van God af en ons ewige lewe is van God af, want hy is hierdie selfbestaanslewe. Johannes 5 vers 26 begin met: want soos wat die Vader lewe in homself het. In Johannes 11 vers 25 sê Jesus sê vir haar: ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Johannes 14 vers 6 sê Jesus ook: ek is die weg en die waarheid en die lewe. In Romeine 9 vers 26 sê God, hy is die lewende God. In Handelinge 17 vers 28, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Een teoloog skryf dat dit baie belangrik is dat ons as gelowiges moet weet dat God ons nie gemaak het omdat God alleen was nie. God is lewe in homself wat niks en niemand buite homself nodig het nie. Daar is geen tekorte binne in God nie. God is volkome en voldoende in homself wat niks van buite af nodig het nie. Romeine 11 vers 34 sê: want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? God vra nie raad by enigiemand nie. God is voldoende in sy eie wysheid. Ons moet by hom raad en wysheid gaan soek. Vers 35 sê dan verder: of wie het eers iets aan hom gegee, dat het hom vergeld moet word? God het nog nooit iets ontvang by iemand en nou skuld God iemand iets nie. God skuld niemand niks. God is totaal selfstandig. Die vers daarna is seker die mees diepste en mees diepgaande stelling oor God se selfbestaan. Romeine 11 vers 36. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Alles is uit hom uit. Alles wat bestaan is vanuit hom geskep. Alles is deur hom. Dit beteken alles funksioneer deur hom. En alles is tot hom. Dit beteken alles is vir hom. Hy is die doel van alles. Nou hierdie vers bevat alles van God se selfbestaan. Daar is geen realiteit buite hierdie stelling in vers 36 nie. Van hom, deur hom, tot hom is alle dinge. In die Reformation Study Bible is hierdie nota by Romeine 11 vers 36 geskryf. Alles is deur sy soewereine wil, deur sy soewereine aktiwiteit, vir sy soewereine glorie. Hy is die voldoende selfbestaans God uit wie alles vloei, deur wie alles funksioneer en vir wie alles bestaan. Niks bestaan uit sy eie uit nie. Niks funksioneer uit sy eie uit nie. En niks is vir homself nie. Ons as God se skepsels is op ons gelukkigste wanneer ons dink en praat oor hierdie onderwerp. Wie is God? Ons harte is gemaak vir God. Ons harte is rusteloos totdat ons rus vind in God.
Eers wanneer ons hierdie kennis van ons Skepper begin oordink en leer, dan groei ons harte met vreugde in God. 1 Korintiërs 8 vers 6 beskryf dit so. Tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot hom, en een Here Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. God is alles. Kolossense 1 vers 17 sê, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Hebreërs 1 vers 3, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Maar hoor hoe klink hierdie vers in die Nuwe Lewende Vertaling. Die Seun weerkaats God se heerlikheid, en hy is die presiese ewebeeld van wie God werklik is. Deur sy magtige bevel hou hy die ganse heelal in stand. Nou hierdie is so groot, dat ek en jy nie werklik die grootheid van God se ewigheid kan besef nie. Ons klein breintjies het nie die vermoë om onsself hierom te kry nie. Maar tog moet ons onsself verloor hierin, sodat ons God se glorie kan sien. Hierdie moet ons ook leer om God te vertrou, met alles in ons lewens, die klein goedjies, sowel as die groot goed. Daar word 'n storie vertel van 'n prediker, wat oor hierdie onderwerp gepreek het. En toe hy na die diens by die deur staan om almal te groet, toe kom maar 'n ou tannie by hom. En toe sy die leraar se hand skud, toe vat sy sy hand en sy hou hom vas en sy vra, moet ons die groot goeders ook vir God gee? En die leraar sê, "Van tannie, in ons lewens is daar nie groot goeders nie. Wanneer dit by God kom, het ons nie groot goeders nie, want alles is klein in die oë van God." Ons is skepsels van hierdie skepende God. Dit is hoekom ons alles na hom toe kan bring, klein en groot. Ons moet nie op ons eie insigte staat maak nie. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê, "Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak." Ons het vandag geleer dat alles uit God uit is. Met ander woorde, daar is niks waarmee God vir my en jou nie meer kan voorsien nie. Ons moet ons Skepper vertrou met alles in ons lewe, fisies en geestelik. Ons het vandag begin by 'n eienskap wat nie 'n begin het nie, God se selfbestaan. Ek hoop dat hierdie eienskap van God se grootheid meer geloof en vertroue sal laat groei in elkeen van ons harte. Seën vir julle en sien julle by die volgende eienskap.